Ons lees Lukas 24 vers 1 tot vers 9 en dan my tema vanmôre, hy leef in my. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Ek wil net vir jou sê, as jy gaan kyk na die begrafnis, het Josef van Arimatea, as jy net die boonste deel lees, sien jy, hy het die liggaam van die Here gewas en ook speserye en salf berei om op Christus te sit. Ja. Amen. So dit is interessant dat hulle nou nie gedink het dit gedoen nie. Onthou net, dit is jou laaste eerbewys dat jy hierdie speserye en goed op die liggaam kan sit. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Ja. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in wit klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom, is dit nie awesome nie, waarom soek julle die lewende by die dooies? Halleluja. Hy is nie, dit is daai ding, jy gaan nou, kom ons gaan aan. En hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word. En op die 3de dag opstaan. Vers 8, hier is daai boom, daai lightbulb wat ons by jou aan gaan hê. En hulle het sy woorde onthou. Ja. Dan sê, hoekom soek jy iets wat jy weet lewendig is? Hoekom maak jy of iets dood is wat eintlik lewendig is? Is dit nie awesome nie? Amen. En hulle het teruggegaan van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan die ander. Baie dankie Here vir die woord van môre, dat die woord in my hart kom lê, die woord in my gees kom lê. Laat herinner my dat ek onthou wat U gespreek het. Dat ek onthou wat U gesê het, Here, sodat my lewe kan verantwoord word deur U woord, want U woord is ja en amen. Dan roep ek vanmôre, salf my oor om te hoor, my gees om dit te ontvang. Ek vra dit so in U naam. Amen en amen. Wanneer ons gaan kyk toe Jesus kom, dat die hele profesie te werk, Jesus kom. So, Jesus se koms was eintlik vir die duiwel 'n teken dat sy tyd van regeringskap op was. Onthou net, hy het mense verniel, hy het mense wat hulle self doodmaak. En hier kom die Here Jesus Christus en wil net vir die duiwel wys dat dit is die einde van jou regeringskappe. Wat begin Jesus doen? Mense is so vasgekeer in hulle sonde, hulle kan nie van sonde ontslaa raak. Wat doen Jesus? Hy kom by die man wat 'n lam was en hy sê vir hom, jou sonde is vergewe. Wat doen daai breek van daai sonde? Laat daai ou opstaan. Dit is die mag van sonde. Dis die krag wat sonde kan jou in gevangenskap hou, dat jy nie kan funksioneer nie. Maar dat die Here Jesus kom en wys vir die duiwel, jou tyd is op met hierdie saak. Amen. En hy sê vir hom, jou sonde is vergewe. Boep, hy staan op. Amen. Jesus kom in die stede, mense is vol duiwels, wat doen hy? Onthou net, die duiwel het regeer. Wat doen die Here Jesus? Dryf hulle uit. Dit was die tekens dat die duiwel gekyk het en sê, hier's moeilikheid vir my en my koningskap. Amen. Want onthou, meer pyn jy kan hoe beter. Ek kyk 'n video van 'n vrou wat rugoperasie vir 5 jaar. 5 jaar. En die ou staan en hy begin van bid en sy val onder die krag van die Here. Die volgende oomblik praat daar toe mos 'n onreine gees uit haar. Wie is daai gees? 'n Gees van pyn. Kan jy dink hoeveel jare hou daai ding daar in gevangenskap? I'm not gonna believe it. Wat sê daai ou? In the name of Jesus. Amen. Dis die krag van die Here. Amen. Jy kan vrykom, jy kan loskom. Amen.
Mense met siektes, wat doen Jesus? Dit wat hulle gevangenskappe, wat doen die Here Jesus? Hy kom en hy sê, word genees, en boom, one shot, en hulle is genees en verlos. Amen. En hy regeer oor die duiwel. En hy regeer oor die dooies. Die ma kom uit met haar kind, haar enigste kind. Vat haar nie. Aanvat sal. Boom, staan hy kind op. Net om te wys dat hy is die Here. Amen, you are Lord. Duiwel kan nie meer die mens kom regeer nie, want daar's 'n nuwe wet. Die wet van God, amen, om mense vry te maak, om hulle uit te breek. Daar's daai siekte, daai vrou vir 12 jaar, hou hy aan gevangenskap. Sy gee al haar geld uit, sy kan nie gesond word nie. Maar wat sê sy as ek hom aan hom raak? Wat het sy gehoor? Hy is die geneesheer. En sy raak in sy kleed, en onmiddellik is sy verlos. En die duiwel begin besef, die is moeilikheid. Ja. So wat is die volgende stap? Hy sê, my begin bedreig, wat doen ek? Ek beplan om jou dood te maak. Dis die plan. Maar ek vergeet, onthou net dit. Die duiwel het, ken die Bybel. Maar jy sien, arrogansie maak dat jy vergeet. Sonde maak dat jy vergeet waar jou hulp vandaan kom. Sonde maak dat jy vergeet daar is 'n Here, dan se God, is dit nie. En hy kom met hierdie skiem, maar is eintlik God se plan. En hy kom by die kruis en Jesus sterwe. As jy daai stuk lees, is vir my hartverskeurend, is dit nie? Eintlik daai ouens gaan opblaas, nee. Wat sou jy doen? Jy sou as jy daar was, sou jy niks gedoen het nie. Want dit was nie jou wil wat moes werk nie, dit was die wil van God wat moes werk. En Jesus sterf van die kruis. Net die volgende oomblik om te besef, die Here Jesus is terug en hy leef. Amen. Hier staan hy op die dood. Staan hy op die dood uit. Wat maak jy nou? Kan niks meer doen nie. Dis nie, ek hou van daai deel, al die evangelies praat, en toe Jesus sterf, die eerste ding, as hy bewys dat hy gesterf het, was die voorhangsel oopgeskeur. Ek en jy kan nou met God praat, amen, want Christus het die middelaar tussen my en jou en God geword. En Jesus staan op uit die dood uit. Maar wat dink jy, wat was die doel? Kom ek gelees vir jou hier in Galasiërs 4 en Galasiërs 2. Wat dink jy, wat was daai hele? Onthou net, voor die Here Jesus se koms, kon hy nie in jou gewoon het nie, maar die duiwels kon van jou besit geneem het. Kon nie, maar nou kom die woord en Paulus praat in Galasiërs 4. So wat is die doel van Christus se opstanding vir my en jou? Wat wil God eintlik in jou en my werk? Hier kom hy sê, my kinders, vir wie ek weer in baringsnood is, met ander woorde, ek bekommer my oor julle, ek tree vir julle in, tot wat gebeur? Totdat Christus in julle gestalte moet kry. Dat Jesus in jou gestalte, dat Jesus in jou lewe kan weerspieël. Hier in Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat wil God met jou doen? Hy wil jou mil, nee, jou verander. Hoekom? Want die woord sê, en hy het 'n plan vir jou. 'n plan, en hy het 'n toekoms vir jou, amen. En hy wil jou werk, en hy wil in jou werk, sodat hy in jou kan leef, sodat die plan wat hy het, kan begin werk vir jou lewe. En daarom sê jy sien, wanneer die Here enige tyd vir jou profetiese woord gee, praat hy nie oor jou sondes en goeie, hy praat waar hy jou wil hê. Hoekom? Hy weet van jou sonde, hy ken jou sonde, hy ken jou swakheid, maar hy sien jou einde. Wat wil hy doen? Hy spreek vir jou einde. En as jy daai woord gryp met Christus in jou, sal jy dit bereik. Want baie mense sukkel, hulle is ellendig, beklagenswaardig. Hoekom? Hy laat nie toe dat Christus in leef nie. Jou geluk is in hom. Jou vreugde is in hom. So wat wil hy doen? Hy wil hê dat jy moet verander, sodat dit wat hy in jou begin, onthou net, baie keer vergeet jy, hy leef in jou.
Hy sien wat jy sien. Hy gaan waar jy gaan. Hy hoor wat jy sê. Hy weet alles van jou. En weet jy wat ek dink by sy? Ek dink hy haat dit. Dat ek en jy ons soms oorgee aan die duiwelse planne en aan die duiwelse gedagtes. Ja. Hoe begin mense nie in sonde verkeer? Hoekom? Ek sê hoekom, want jy besef nie eintlik die Here leef in jou en my nie. So hou op om te leef soos die wêreld. Ja. Kom ons hou op om te praat soos die wêreld. Kom ons hou op om te dink soos die wêreld dink. Sodat Christus in jou gestalte kan kry. Jy is 'n kind van die Here. Die Here leef in jou. So wat wil ek vanmôre vir jou sê? Praat soos hy praat. Dink wat hy soos hy dink. Gaan waar hy sal gaan. Leef soos hy leef. Reageer soos hy. Kry vriende soos wat hy is en kry verhouding soos wat hy het. Maar wat doen ons? Hoe dink ons kan ons meng met die wêreld? Jy vergeet daai woord wat sê meng jou met die semels en die varke sal vir jou vreet. Ons dink ons baie keer ons weet beter. Want wat begin die duiwel met jou werk? Hoe werk hy met jou emosie, is dit nie? Jou sonde is as gevolg van 'n emosie wat jy werk, 'n leemte wat die duiwel by jou skep. Ek is eensaam. Wat begin mense doen? Begin iemand soek, is dit nie? Nee, die wil van die Here nie, nee. Begin goed doen wat jy nie moet doen nie. Niemand gee vir my om nie. Wat begin baie doen? Begin rook en begin drugs en begin vloek en steel en leef daai lewe. Dit wys jy wat die duiwel maak 'n leemte, maar wanneer hy in jou leef, vervul hy jou hele lewe en hy maak dat jy in oorwinning kan lewe. Daarom moet ek en jy gaan. Jy's 'n kind van die Here. Leef soos 'n kind van die Here. Praat soos 'n kind van die Here. Reageer soos 'n kind van die Here. Praat jou toekoms in. Jy's 'n vrou van God. Jy sal leef soos 'n vrou van God. Jy sal dink soos 'n vrou van God. Jy sal reageer soos 'n vrou van God. Jy sal heilig wees soos 'n vrou van God. Jy's 'n man van God. Jy sal dink soos 'n man van God. Jy sal leef soos 'n man van God. Jy sal reageer soos 'n man van God. Amen. Want Christus leef waar in my. Ek leef nie meer nie, maar hy leef waar in my. Dis my onderpand. Dis my waarborg tot die ewige lewe. Nou sê mense, ja, pastoor, ek sukkel. So hoe het die duiwel by jou uitgekom? Hoe het hy by jou uitgekom? Hoe het hy met jou begin werk? Dat jy is waar jy is vanmôre. Dat daar sekere sondes by jou is, sekere gedagtes wat nie by 'n kind van God hoor nie, sekere manifestasies wat nie by 'n kind van God hoor nie. Kom ek vertel julle die storie. Ek het dit al gesê, ek sê dit weer, dis daai die storie gaan eintlik maar oor 10 kamers, maar terwille van tyd maak ons 5 kamers. Klop aan die deur, ouma oop en die Here vra hom, laat my toe in jou lewe. Nou nie lus nie, maar jy kan 1 kamer kry. Jesus gaan 1 kamer maak het skoon sotheid. Here klop en hier staan die duiwel. Hallo. Wat doen hy? Stamp hom by die pad uit. Hy ruïneer 4 kamers. Maar die kamer waar die Here is, kom hy nie by nie. Hy klop nie eens by daai deur nie. Dan vra die man nou, maar waar was jy? Ek het vir 1 kamer in my lewe gegee. Moet jy nie die ander 4? Hy sê nee, jy het net 1 kamer gegee. Dis net Here oor hierdie deel van jou lewe. Okay, vat 2 kamers. Jy op die deur. Hallo. Stamp hom by die pad uit, renoveer daai 2 kamers. Hier is woede, wat jy sal dink, as jy 'n deel vir die Here gee, moet alles regeer, is dit nie? In jou kop dink jy, ek kan 'n bietjie suurdeeg kan ek rondom, 'n bietjie sleg doen, terwyl ek die goeie aanhou, terwyl ek ons doen ons kan gebalanseerd leef. Hy vra vir die Here, waar is u? Hy sê, maar jy het net 2 kamers in jou lewe gegee. 2, hier. Die ander 3 is nog oop.
praat 2, 3. Ok, ek gee vir u 4 kamers. Dan dink ons, nou tak ons, ek het nou baie van my sonde gelos, ek het nou baie van my goed gelos, is dit nie? Maak jy deur, wie staan die duiwel? Ruk daai, onthou net, ons beskerm soms die sonde, wat ons dink die lekkerste is. Dit wat jy dink jou emosie werd, daai ding wat die duiwel ons vir jou skep, jy's alleen, jy's eensaam, niemand gee vir jou nie, daai wêreld, is seker jou moeilikste wêreld om te gee, want jy dink jy leef in daai wêreld, jy dink daai wêreld is wie jy is. En hy vra vir die Here, maar kyk, ek gee vir u 4 kamers, kyk hoe lyk dit. Hy sê vir my, as jy met alles jou huis vir my gee, sal ek jou beskerm. En as klop aan die deur, wie maak die deur oop? Here Jesus. Sien die duiwel, wat sê hy? Verkeerde huis. Want jy sukkel nie met die meester nie. Dis daai ding van jou lewe. As jy alles vir hom gee, word jou plan vir jou lewe uitgewerk. Is dit vir jou tot jou voordeel? Want dat sê jy weet, Jesus is oor jou siekte. Jesus is oor jou omstandighede. Hy sal maak dat hy God en koning. En wat doen hy? Dan begin hy regeer. Want wat wil hy doen? Hy wil hê jy moet regeer sodat jy 'n lewe kan leef van geluk en vreugde en oorwinning. Maar hoe maklik dink ek? Wat weet hy? Wat sê die woord? Hy ken jou begin en hy ken jou einde. Wanneer hy met jou praat hy jou om jou lewe te kom verryk. Amen. Dan gee ons baie keer net een plek vir die Here. Ons gee net soms in die oggend vir die Here plek, of maar net in die aand, maar die res van die tyd leef ons en ons maak wat ons wil. Daarom wat ek vir jou sê, daarom wat die woord sê, Jesus leef in jou. Wat wil hy doen? Hy wil geen plek vir die duiwel in jou lewe gee nie. Hy wil geen plek vir die duiwel in jou lewe gee nie. Want hy wil hê jy moet aan hom behoort. Hy wil hê jy moet praat soos 'n kind van die Here, dink soos 'n kind van die Here. Dis hoekom het hy opgestaan, om in jou te leef, sodat die duiwel jou sien en ons gaan nie daar nie, ons het moeilikheid. Is dit nie? Ja. By hierdie huis klop ons nie, want hier is 'n bidder. Ons klop nie by hierdie huis nie, want hier is 'n man van God. Ons gaan nie by daai huis nie, want daar's 'n vrou van God. Dink jy regtig die duiwel wil by jou uitkom as hy weet wat gaan gebeur? Jy gaan hom bestraf. Jy gaan hom bind. Hy wil nie hê jy moet weet hy's daar nie, sodat hy jou kan siekte en krankheid bring nie. Amen. Maar nou leef ons asof ons in 'n krisis van ons lewe. Ons bid asof God nie daar is nie. Ons soek die dooie by die lewendes. Nou soek die dooie lewende by die dooie, sorry. Ja. Hoe ver is hy van jou af? Wat maak jy met hom? Want onthou net, die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu. Hy kom om te kyk wat maak jy. Hy ken jou. Hy ken hom, wat doen hy? Ons het ons gesien hoe werk 'n versoeking. As die versoeking verby is, jy bely en jy dink nou gaan jy regkom en jy gaan dit nie weer doen nie. Net om weer uit te vind jy doen dit weer. Dis dit nie horrible nie, net. Ja. Maar dis nou daai een kamer. En een kamer in jou lewe kan maak dat jy jou plan met God verloor. 'n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. God wil nie halfte van jou besit nie, hy wil alles van jou besit. Amen. Kom ek en jy leef so. Kom ons laat die Here so in ons praat. Kom ons laat toe dat die woord vir my meer word as my sonde. En daarom sê Paulus, ek bid dat Christus in jou gestalte moet kry. Amen. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my.
Sodat wanneer ek iets sê, ek deur die woord van die Here kan praat. En jy kan in die môre opstaan en jou dag verklaar. Hoekom? Want hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Ja. Niks kan met jou gebeur as God dit nie toelaat nie. En weet jy kan dit soms weet voor dit nog kom, want die Heilige Gees is daar. Baie keer dink ek, en ek wou, jy is jonk en jy is onkundig, nee, onthou net, kom ek vertel die storie. Ons almal, as ons ouer op 'n sekere ouderdom op, wil jy 'n meisie hê, en daai meisie, as jy vir haar lief is, en sy is lief vir jou, wil jy eintlik maar trou en al daai goed hê, jy koop in die droom in, nee, so love you to the very end, is dit nie? En dan gaan jy weer bruidkaps, want jou hart is so stikkend, want jou lewe is vasgevang met daai mens. Maar wat weet die Heilige Gees? Hy weet jou toekoms, is dit nie? Jy dink hierdie sonde maak jou, vervul jou, verryk jou. Hy wil jou uit daai ding uit hê, want dis nie jou toekoms nie, dit is nie jou lewe nie. So kan ek vanmôre vir jou vra, hou op. Soos Paulus kom by Paulus op die pad van Damaskus was, hou op om te skop teen die prikkels. Hou op om hardkoppig te wees. Hou op om eie sinnig te wees. Hou op om te dink jy weet meer as die Here. Hou op om te dink dat die goed in jou lewe meer belangriker is as God. Die Here gaan jou nie mis nie. Jou plan is uitgemaak. Jou lewe is uitgemaak. Laat toe dat hy in jou leef. Amen. Begin weer opstaan. Begin weer bid. Begin weer soek. Amen. Laat kom dat jou wil buig in die wil van die Here in. Buig jou wil. Buig jou wil. Vir die ouens sê, buig jou wil. Ek het wel 2 keer sê, jou 2 keer sê, buig jou wil by die wil van God. Want die duiwel het nie eintlik reg in jou lewe nie. Jou omstandighede, as jy hier sit en ek kan dit nie hanteer, die vra jou, hoe het jy hier gekom? Dink jy dit was altyd die wil van die Here? Kyk wat het jy gedoen. Jy het nie altyd jou wil gebuig nie. Toe die Here met jou gepraat het, toe weet jy beter. Onthou net, die duiwel is op loutes. Dis kom beklei sodat jy na aan die Here moet kom. Dis kom is dit vir hom frustrerend as jy kerk toe kom. Dis kom skep hy moeilikheid en omstandighede. Hoekom? Om jou nie te kry nie, want hy weet as jy hier is. Wat gebeur? Die Heilige Gees begin met jou werk. Wat begin jy doen? Jy begin opstaan. Is dit nie? Jy begin gesag neem. Jy begin autoriteit. Hy like nie dit nie. Hy like nie jy moet buite sy wil werk nie. Maar wie is in jou? Christus in jou. So wanneer jy saam met die kinders van die Here kom, wat gebeur? Jou gees begin opstaan. Hoekom? Want jou wil word gebuig. Amen. Na die wil van God. En wat doen die wil van die Here? Hy vat die woord in my naam. Amen. Laat vanmôre jou lewe verander word. Laat ons toelaat dat die Here in ons gestalte kry. As die duiwel nou weet dat daar's vrees in jou, dan bestraf jy hom. Hy gaan surprise wees. En jy gaan ook surprise wees om te sien jy mag, is dit nie? As jy die omstandighede en nou, altyd, ek weet nie waar die Here is, hy gee nie om nie. By daai punt kom en sê, hy wat in my is, ken my. Ja. En in die naam van Jesus Christus sal hierdie storm, ek gebied hierdie storm verby te. Hierdie ding om my kind, jy maak of jy beheer is, ek bestraf jou in Jesus naam. En God regeer. Onthou net, hy leef in jou en hy regeer. Waar? In die hemel, op die aarde, tot in die hel regeer hy. Hy is God en koning. Laat toe dat hy jou hele lewe besit. Laat toe dat hy in elke kamer van jou lewe koning wees. Amen. Hy leef in my. Ja, ons sê vir baie dankie dat U aan die kruis gesterf het, maar meer dat ons vandag kan fees vier omdat U opgestaan het. En omdat U opgestaan het, leef U in my. Toe ek U aanneem as my redder, my saligmaker, het daar 'n bonatuurlike wonderwerk gebeur en U het in my kom lewe. Dat ek kan omdraai en sê, Christus leef in my, ek het gesterwe en Christus leef in my.
Laat dit op my dryf wees, dat U in my gestalte sal kry, vir my dag van môre, my dag van oormôre, en die jaar wat vir my voor lê, bring ek in die wil van God in vanmôre. Dat U, Here, U Godheid vir my bevestig, wat die woord sê, en U het gekom, sodat ek kan lewe, en die lewe kan geniet. Ja, amen. Amen en amen.